Want so waarlik as wat ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal God bely. Liefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader in Jesus Christus ons Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Dit is daar die Here se groet en sy seën. Kom ons sing 'n lofpsalm tot sy eer. Ons sing vanoggend Psalm 36. Psalm 36, en ons gaan sing verse 2 en 3. Vers 2 en 3 van Psalm 36.
luister na die wet van die Here uit Eksodus 20. Terwyl ons daarna luister, toets ons elkeen ons lewens, sodat ons kan sien waar ons die Here se doel vir ons lewens mis, en ons nie sy eer doen nie. Daarna gaan ons ons sondes bely, en vergifnis ontvang, dit is die wonderlike troos. Maak nie saak hoe groot die sonde is nie, daar is altyd vergifnis in die naam van Jesus Christus. Ons is dankbaar as ons na die wet luister, dat die wet nie vir ons sê wat ons moet doen om ons genade of uitverkiesing of kunskap van die Here te verdien nie, maar ons dankbaarheid kan uitleef vir ons voor Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie eintlik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam eintlik gebruik nie ongestraf bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbeid en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou dienstmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daar is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Deur jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie naaste se huis begeer nie. Jy mag nie naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy dienstmaagd, of sy esel, of iets wat van jou naaste is. Dat het ons gehoor het hoe groot ons sonde is, kom ons bely ons sondes, deur te sing uit Psalm 25, vers 9. Dis Psalm 25, ek het dit spel vir.
hierdie Psalm werklik ons sondes voor die Here bely het, dan sê die woord van die Here vir ons dat daar die sonde vergewe is. Psalm 32 vers 5 sê dit baie eenvoudig: my sonde het ek U bekend gemaak, en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê ek wil die Here my oortredinge bely, en U het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Nadat ons vrygespreek is, ons skuldig verklaar is, ons bely ons geloof in God die enig. Ek gaan die 12 artikels in die voorhou, U sê dit in die harte agter mekaar. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore in Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Kom ons doen hoorbare belydenis van ons geloof, ons sing uit Psalm 84 vers 11. Maak die woord van die Here vanoggend oop uit 3 gedeeltes. Ons gaan eerstens lees uit Daniël 11. Daniël 11 gaan ons lees vanaf vers 29. Dan 2 Tessalonisense 2 vanaf vers 1 en laastens 1 Johannes 2 vanaf vers 18. Daniël 11, vanaf vers 29, 2 Tessalonisense 2, vanaf vers 1, en 1 Johannes 2, vanaf vers 18. Daniël 11, 2 Tessalonisense 2 en 1 Johannes 2. Voordat ons lees, kom ons bid saam. Heilige, almagtige, liefdevolle God, die Hemelse Vader, Here, terwyl die reën so heerlik daar buite val en ons beskik is hier binne, so sien ons U ook as ons Vader, ons beskutting, ons beskerming.
En net soos wat hierdie kerkgebou ons vanoggend beskerm teen die reën en die elemente, so is ons elke dag veilig in U. Waar 'n kerkgebou verwoes kan word, is die wonderlike troos dat U, o Hemelse Vader, nooit die beskutting en beskerming kan wegneem. U kan nie verwoes word. Dit is ewig. Ons is tot in ewigheid veilig in U. Juist daarom is hierdie byeenkoms vanoggend vir ons so belangrik. Omdat ons hier weer kans kry om af te skakel van die wêreld, van die lewe, weer 'n bietjie te fokus op U, krag te kry vir die week wat voor lê, 'n week vol verleiding, probleme en bekommernisse. Here, ons laat alles wat in die week mag gebeur in die hande, alles wat ons bekommerd maak. En ons weet wat ook al gebeur, met enige versoeking en beproewing, bekommernisse is al deel van U werk en plan met ons. En daardeur sal U ons ook beskerm en bewaar. Here, ons bid vir hulle wat nie vanoggend hier is nie, daar is baie wat vakansie, omdat hulle net besluit om net nie te kom nie. Weet van hulle wat siek is. Here, ons gebed is dat U ons in hierdie gebed, hierdie samekoms ook as 'n liefdesgemeenskap sal saambind. Die wat nie hier is nie weens menslike en selfsondige redes, dat ons dat U sal berou bring, dat hulle intense verlange sal beleef om hier te wees, en die toekoms die sondige begeerte om hier te kom, die sal weerstaan. Dankie dat ons uit die woord kan lees, en ons bid dat die woord sal wees, en dat ons net sal luister en ons sal hoor en sal doen. Bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Dis uit Daniël 11 van vers 29. Op die vasgestelde tyd sal hy terugkeer en in die suide kom, maar dit sal die laaste keer nie wees soos die eerste keer nie, want skepe van die Keteë sal teen hom kom. En hy sal moedeloos word. Dan sal hy teruggaan en sy troon openbaar teen die heilige verbond en optree, en hy sal vergaan en ag gee op die wat die heilige verbond versaak het. En deur hom sal leers op die been gebring word, en die heiligdom, die vesting ontheilig, en hulle sal die voortdurende offer afskaf en die ontsettende gruwel opstel. En die wat goddeloos handel teen die verbond sal hy met vleiery afvallig maak, maar die volk wat hulle God ken sal vashou en optree. En die verstandiges onder die volk sal baie tot insig bring, maar hulle sal struikel deur swaard en vlam, deur gevangenskap en berowing dadelik. En terwyl hulle struikel, sal hulle met 'n klein hulp ondersteun word, dan sal baie uitrustigheid by hulle aansluit. En van die verstandiges sal sommige struikel, om onder hulle loutering en reiniging en suiwering aan te bring tot die tyd van die einde, want dit sal nog duur tot op die vasgestelde tyd. En die koning sal doen net wat hy wil, en homself verhef en groot hou oor enige God. En teen die God van die gode sal hy wonderbaarlike dinge spreek, en hy sal voorspoedig wees, totdat die grimmigheid ten einde is. Want wat vasbesluit is, sal uitgevoer word. En op die gode van sy vader sal hy nie ag slaan nie, en op die lieveling van die vroue en op die enige gode sal hy geen ag gee nie, want hy sal homself bo alles groot hou. Maar in plaas daarvan sal hy die God van die vestings vereer, en die God van sy vaders nie geken het nie, sal hy met goud en silwer en edelgesteente en kosbaarhede vereer. So sal hy dan optree teen die versterkte vestings met behulp van 'n vreemde God,
Diegene wat hy erken sal by baie eer en hulle oor baie laat heers en grond as beloning uitdeel. So lees nog weer in die gedeelte, lees weer vers 36, en die koning sal doen net wat hy wil, homself verhef en hom groot hou oor enige God, en teen die God van die goede sal hy wonderbaarlike dinge spreek, en hy sal voorspoedig wees, totdat die grimmigheid ten einde is, want wat vast besluit is, sal uitgevoer word. Maar blaai van 2 Tessalonisense 2, lees vers 1. Maar ons vra julle broeders, in die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus, en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie, deur gees of deur woord of deur brief, wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van die sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teestander wat hom verhef oor al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle gesê het toe ek by julle was nie. Nou, julle weet van hom, julle weet wat hom teehou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. En die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou dit teehou en die weg geruim is. Dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy by die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms op die sal maak. Hy, wie se koms is volgens die werking van die Satan, met allerlei kragtige dade en tekens en wonders van die leuen, en met allerlei verleiding van ongeregtigheid, die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. Daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo, sodat almal beoordeel kan word by die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. Ons lees hier in hierdie gedeelte ons herhaal vers 11, en daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word by die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. Daar speel ook die teestander wat hom verhef oor al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Binne blaai ons nou 1 Johannes 2, lees vanaf vers 18. Kinders, dit is die laaste uur, soos julle gehoor het dat die Antichrist kom, bestaan daar ook nou baie Antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie, want as hulle van ons was, sal hulle by ons gebly het. Maar dit ons aan die lig kom dat hulle nie allemaal van ons is nie. Julle die salwing van die Heilige Gees en weet alles. Ek het nie aan julle geskryf omdat julle die waarheid nie ken, maar omdat julle dit ken en omdat geen leuen in die waarheid is nie. Wees die leenaar, behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is. Dit is die Antichrist, die Vader en die Seun loon. Elkeen wat die Seun loon, het ook nie die Vader nie. Wat julle dan van die begin af gehoor het, dat dit in julle bly, as in julle bly wat julle van die begin af gehoor het, dan sal julle ook in die Seun en in die Vader bly. En dit is die belofte wat hy ons beloof het, naamlik die ewige lewe. Dit het ek aan julle geskryf met betrekking tot die wat julle mislei. En die salwing wat julle van ontvang het, bly in die julle. En julle het nodig dat iemand julle leer nie. Maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer,
so is dit ook waar en geen leuen nie. Soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. En nou my kinders, bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn en nie beskaamd van hom weggaan by sy wederkoms nie. As julle weet dat hy regverdig is, dan weet julle dat elkeen wat die geregtigheid doen, uit hom gebore is. Ons lees tot hier uit die gedeelte, vers 18 sê kinders, dit is die laaste uur. En soos julle gehoor het, dat die antichrist kom, bestaan daar ook net baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Liefdes in die Here Jesus Christus, ons het laasweek uit Matteus 24 gelees. En Jesus het vir sy disippels vertel wanneer die eindtyd sal kom. Hulle het op die Olyfberg gesit, afgekyk op die tempelkompleks wat nog in aanbou was, maar een van die mooiste geboue van die tyd. Die disippels het gevra, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge gebeur? En wat is die teken van die koms en van die volëinding van die wêreld? Dis 'n vraag wat al oor die baie eeue gevra is, wanneer kom Jesus? Selfs vandag, met al ons tegnologie en ons kennis, weet niemand nie, daar is net onsekerheid en selfs vrees vir die toekoms. Oorloë, aardbewings, siektes, weens, chaos, alles om ons, herinner ons dat hierdie wêreld waar ons bly nie ons tuiste is nie. En Christus gee dan ook nie vir sy disippels 'n presiese datum nie, maar hy gee vir hulle 'n padkaart vir geloof. Hy leer om vertrou te bly, al word dinge donker. Dis sy woorde is nie bedoel om ons bang te maak nie, maar om ons wakker en hoopvol te hou. Hy sê pas op, dat niemand julle mislei nie. In tye van onsekerheid, word mense maklik mislei. Praat van vals Christene, oorloë, hongersnoode, aardbewings, soos kontraksies voor 'n geboorte. Maar sê hy, al die dinge is die begin van die smart. Al die dinge beteken nie dat hy naby is noodwendig of hy reeds gekom het nie, maar het wys ons dat sy koms nader kom. Soos die wind wat waai voor 'n groot storm. En dan sê in vers 12-13, omdat die geregtigheid vermeerder sal word, sal die liefde van baie verkoel, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En hierin lê die klem van ons boodskap. Nie almal wat sê hulle glo, gaan vasstaan tot op die einde nie. Baie gaan koud word in hulle liefde vir God. En net die ons verstaan dat maar baie min gaan wees en bly glo, bly lief hê en trou bly, sal staande bly. Let op wat Christus nie sê wie volmaak is nie, maar wie volhard. En om te volhard beteken om aan Christus vas te hou, selfs wanneer jy moeg is, selfs wanneer die wêreld lag vir jou geloof. Dan sê hy, hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word tot 'n getuienis vir al die nasies en dan sal die einde kom. Wat in ons skrifgedeeltes verkondig word, is juist daardie groot verdrukking, die einde, naby aan die wederkoms. Wanneer elke nasie van God hoor, sal Jesus Christus kom. Alhoewel, God se plan is nie net om mense te vernietig, maar om kans te gee om te red. En dan praat hy ook van die gruwel van verwoesting. Tyd van groot benoudheid. En dan verwys hy na Daniël se profesie, wat ons gelees het, die tyd van wanneer 'n bose leier
Ons praat van die antichrist homself en God se plek sal verhef. Nou wie presies die antichrist is, soos wat die Bybel beskryf, is moeilik om te sê. Ons kan sê dis 'n persoon, is dalk 'n organisasie, en dan weet ons van die dinge wat gedoen word, van die vrywilligers, nuwe wêreldorde, ander dinge. Maar dan sê hy dat almal wat hulle teen Christus stel, is die antichrist. En wanneer hy kom, sal dit 'n tyd wees van intense verdrukking en misleiding. Daar sal vals Christene en vals Christusse en vals profete opstaan. Groot tekens en wonders sal gedoen word om ons moontlik maar self die uitverkorenes te mislei. Want mense sal sê, hier is die Christus, of daar is hy. Christus sê, nie dit glo nie. Kom nie. Maar sy wederkoms gaan nie iets geheimsinnig wees wat net 'n paar uitgesoek te sien. Dit sal openbaar en duidelik wees vir almal. Nie soos die weggeraap wat leer, mense gaan nie geheim weggeraap. Maar soos weerlig uit die ooste kom en tot in die weste skyn, so sal die koms van die mens wees. Wanneer Christus die dag kom, sal daar geen twyfel wees nie. Elke oog sal hom sien. Geen valse profeet gaan hom kan namaak nie. Dan gaan die hele wêreld weet wie en wat was toe altyd die waarheid. So die oproep is om nie na mense te luister wat kom met nuwe openbarings of geheime kennis oor die wederkoms nie. Alles wat ons moet weet, het hy vir ons gegee. Die oproep is bly en hom wees getrou en hou aan glo. En na die verdrukking sê hy sal die son verduister word, die maan sal sy glans nie gee nie, die sterre sal van die hemel val en die kragte van die hemel sal geskud. In ander woorde, wat basis van ons sê is dat die fondasie van die skepping gaan bewe die dag wanneer die wolk kom, so groot gaan dit wees. Die teken van die seun van die mens sal in die hemel verskyn. En al die stamme van die aarde sal rou bedryf. En dan sal die seun van die mens sien kom die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. Wat 'n wonderlike vooruitsig. Wat 'n toneel die hele wêreld van ons sien. Nou kan ons dink dat diegene wat ons verwerp het, gaan dit net vrees beteken. Maar vir die van ons wat hom lief het, sal dit die dag wees waarna ons aan ons hele lewe lang uitsien, die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Met groot krag en heerlikheid. Nie die nederige knegt op die donkie in Jerusalem binne kom het nie, maar as die konings van die koning die wolke van heerlikheid. Hy sal engele uitstuur met 'n groot woestyn en hy sal die uitverkorenes versamel uit die 4 windstreke. Nie een van sy kinders sal agtergelaat word. Hy sal sy engele uitstuur om almal wat aan hom behoort bymekaar te maak, van die uiterste van die aarde tot in die hoogste hemel. Nou, as ons hierdie gedeeltes gelees het en ons lees van die antichrist en ons sien die dinge om ons gebeur, dan fokus ons nie vandag op die antichrist. Nooit in die ewigheid kan ons van hier af die antichrist spreek. Ons praat en ons verkondig Jesus Christus. Want hy is die een wat praat, een wat alles vooruit weet, wat oor alles heers. En alles waarvan ons gelees het, die waarskuwings, die tekens, beweeg dat daardie groot dag wanneer Jesus weer gaan kom. Elke profesie, elke oordeel, elke waarskuwing wys in dieselfde rigting, dit is na sy wederkoms. Daarom is hy die middelpunt van ons lewens. Nie net die besonderhede van 'n profesie nie, maar die vervulling daarvan. Wanneer hy kom,
Sal daar nie meer vrae wees oor wie is Christus en wat is hierdie ander en wie moet ons glo nie. Almal sal weet wie is die ware koning. Die wêreld sal sien wat die kerk deur al die eeue bely het. Jesus Christus is die Here tot eer van die Vader. So wat ons moet doen is om waaksaam te leef. Omdat ons nie weet wanneer hy kom nie, moet ons elke dag gereed wees. En waaksaam beteken nie bang nie. Beteken met 'n oop hart om te sê, Here is gereed, gebruik my tot u wil, tot u eer. So kom om heilig te leef, van die sonde afstand te doen. Maar die wêreld fokus al hoe meer op die sonde. Christus roep ons om anders te wees, om heilig te wees. Nie om gered te word nie, maar gered te wees, omdat ons reeds gered is. En dan moet ons hierdie belofte sê, dat Christus vir ons hierdie padkaart gee, waarna om te kyk, waar ons moet glo, kan ons met hoop leef. En die meeste mense daar buite, die wat bewus is van die eindtye, baie sê, dit gaan dit niks wees nie, ons gaan dood was verby, anders vrees nie. Maar vir ons as kinders van die Here, het ons niks om te vrees en niks om te verwag, opgewonde. Maar die wederkoms beteken nie ondergang nie, maar verlossing. Nou is ons verlossing nader as wat ons geloof kom in sy Paulus se woord. Elke dag wat verbygaan, bring ons nader aan die groot dag van ons verlossing en oor sal kyk. So, selfs in hierdie gedeeltes vol waarskuwings en dinge wat ons om ons sien gebeur, hoor ons God se hart toe. Hy roep mense op om terug te kom na hom. Die evangelie beteken die goeie nuus is dat Christus reeds die pad oopgemaak het. Hy het gekom sonde te dra om ons te red en ons te bevry van die oordeel. Voor sy wederkoms gee hy nog genade. Dis tyd vir mense om tot bekering te kom. So elke aardbewing, elke oorlog, elke storm is soos 'n wekker wat sê word wakker, die tyd is kom. Nie om bang gemaak te word nie, maar om tot bekering te kom en gered te word. Wanneer ons lees oor die wederkoms en die eindtye, liefdes, dan gee Christus nie vir ons 'n kalender nie. Ons kompas. Hou rigting, bly gefokus op hom. Wanneer die wêreld wakel, staan vas in Christus. Wanneer die lewe toeneem en die anti-Christus al sterker word, hou vas aan die waarheid. En wanneer die liefde afkoel, bly warm in jou toewyding. Met die belofte ek kom gou. En wanneer daardie dag aanbreek, sal al die moeite, die trane en die stryd vir elkeen van sy kinders sin maak. Dan sal ons elkeen so goeie en getroue diens gaan in die vreugde van die Here. Amen. Kom ons bid saam. Ons heilige God en hemelse Vader, Here, as ons om ons kyk en ons sien die dinge wat gebeur en ons hoor wat in die wêreld gebeur, dan besef ons dat die waarskuwings wat ons in die woord hoor is maar net om ons bang te maak en flou pas op in die dinge, om ons oop te maak, sodat ons kan sien die koms is naby, hier is op pad, ons moet aan U vashou. Help ons om alles net aan U vas te hou en nooit te vergeet dat een beheer is. Ons loof en dankie vir die goedheid. En bid dit ons op ons as gemeente waken wat in hierdie donker tye van lig sal word. Dat die mense sal weet en sal sien, hier is lig, hier is rigting, hier is Christus. Bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Ons kan die Here dien met ons liefdegawes.
Ons antwoord op die boodskap kom uit Psalm 383, Psalm 383. Ons gaan vers 1 en 2 sien. Psalm 383, vers 1 en 2. Kom ons ontvang die seën van die Here, gaan ons sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oorskyn jou genadig wees, en die Here sal sy aangesig vir jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen. As die levenswonder op jou slaan, en net als een moeder vlees wat vergaan, tel jou zegen en tel weer verneem, en jy sal verpas wees hoe wat God verneem. Tel jou zegen en tel weer verneem, zegen en tel jou God verskyn. Kijk wat God verleent, in jezelf verpas wees hoe verskyn. As jy wilt hebben gaan onder zorg en pijn, as die kruis besmaakt in de kracht klein, tel jou zegen en dan verblijf verleent, in je ziel was goed en had je nooit alleen. Tel jou zegen en tel je verleent, zegen en tel je God verskyn. Kijk het God verleent, in jezelf verpas wees hoe wat God verskyn. As jy denkt aan met of wat weet, dan God beloof jou oneindig meer. Tel jou zegen en die kracht in jou, hoe die minste van die hemel kan vergaan. Tel jou zegen en tel je verleent, zegen en tel je God verskyn. Kijk het God verleent, in jezelf verpas wees hoe wat God verskyn. Elke strijd die rust die landen door, en dat niemand nodig God is zo goed. Tel jou zegen en bestaan jou pijn, die jou altijd leiden naar die anderen zijn. Tel jou zegen en tel je verleent, zegen en tel je God verskyn. Kijk wat God verleent, in jezelf verpas wees hoe